Ek wil vir julle almal sê baie hartlik welkom hier by hierdie geleentheid waar ons 'n bietjie saam dink, 'n bietjie afskeid neem van Tannie Doris wat op 'n baie bepaalde en 'n baie spesifieke manier vir u kosbaar was in haar lewe. Baie dankie dat u hier is, dankie dat u mekaar ondersteun. Dankie dat u op die manier ook die familie ondersteun. Dit is eintlik maar die enigste manier waarop ons as gelowiges ons simpatie met iemand kan betoon, deur maar net daar te wees, want dit wat ons sê, maak nie altyd sin. In die oomblik van seer maak dit nie altyd sin. So baie dankie dat u deur u teenwoordigheid ook vir mekaar 'n boodskap stuur. Mag die Here vanmôre deur sy teenwoordigheid vir ons seën, mag hy vir ons iets van sy gees laat ervaar, mag hy vir ons regtig troos en dit is 'n gedenkdiens, dit is 'n dinkdiens, dit is 'n herinneringsdiens en kom ons gebruik dit daarvoor, maar ook 'n wonderlike geleentheid om dan afskeid te neem van iemand wat vir ons almal baie kosbaar was. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil met die Here. Here, baie dankie dat ons in u teenwoordigheid mag wees. Dankie dat ons deur u geseën word met u teenwoordigheid. En dat u vir ons kom verseker van u teenwoordigheid. Veral wanneer ons vanmôre voor u kom sit met harte wat seer is. Want ons sit te vol gemoed hier. Oor iemand wat nie meer by ons is nie, wat vir ons vir baie jare kosbaar is. Ons bid, Here, dat u vanmôre vir ons sal kom seën, behalwe deur die teenwoordigheid, ook deur die woord, deur die Gees. Dat u vir ons sal kom help om vanuit Doris se lewe en haar omgang met u iets te leer vir ons eie lewe. Dankie dat die inspirasie van iemand soos sy nie ophou die dag as sy nie meer hier is nie, maar dat dit voortleef, nie net in ons herinneringe nie, maar ook in dit wat ons voortsit van wat sy vir ons geleer het, die manier wat sy vir ons aangeraak het. Gebruik hierdie geleentheid deur die woord die Gees, om juist dit reg te kry, sodat ons, as ons die uitstap ons eie lewe sal leef, op 'n manier wat ons dag goed, mense ook dankbaar sal wees, soos wat ons is oor haar lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hierdie is 'n gedenkgeleentheid. Wat ons nou gaan doen is, ek gaan vir Gideon kans gee, ons gaan 'n lied luister. Die lied is in die agterkry, Prys om die hemel vors. En terwyl dit speel, wil ek vir u vra dat u oor te maak, u kan daarvoor maak net wat u wil, u kan bid, u kan dankie sê. Kom ons gebruik die paar oomblikke wat u dit speel, om aan iemand soos Doris te dink. Julle moeder, 'n vriendin, 'n suster in Christus, wie se lewe onuitwisbare indruk. Ek het haar my laaste 3-4 jaar geken, en sy het op my 'n geweldige indruk gemaak. En kom ons dink aan haar, kom ons eer die Here in hierdie paar oomblikke, in die stilte, daar waar ons sit, daar waar ons dink en ons luister. Amen.
oupa en Melody en Sakkie. Julle ma was 'n steunpilaar in die gemeente. Ek is verantwoordelik vir die senior volwassene bediening in die gemeente. En vandat ek gekom het, het ek haar raakgeloop en ek het haar ervaar as iemand wat geweldig loyaal is in die gemeente, vanuit haar geloof en haar wonderlike verhouding met die Here gehad het. En in die saamspeel het sy vir ons Bybelstudie aangesluit, wat eintlik baie meer is as 'n Bybelstudie, dit is ook 'n ondersteuningsgroep, waar sy haar plekkie gehad het en waar sy baie aktief deelgeneem het aan die Bybelstudie. En die goed wat sy gesê het, was regtig altyd, kan agterkom, is iemand met insig, is iemand wat dink, is iemand wat ernstig is met die woord, en wat ernstig is met die Here. Ek wil graag vanmôre hierdie geleentheid saam met julle oordink, en haar in herinnering roep saam met die manier waarop sy 'n sekere psalm in die Bybel hanteer het en mee omgegaan het. Dit is Psalm 138. Nou, as jy kyk na Psalm 138, dan is dit belangrik om net te sien, dit is in ons psalmboek, het ons 150 psalms, maar eintlik is daar 5 digbundels. Die laaste digbundel begin by Psalm 107, van 107 tot 150, wat lofpsalms is, wat net die lof van die Here besing. En volgens oorlewering, dit word vermoed dat koning Dawid dit geskryf het, nie altyd seker nie, maar baie van hierdie psalms, of het ook musiek by gehad, sodat dit deur die volk gesing was in die tempel. En in die lofpsalms word God geëer as die koning van die volk, en ook die koning van die aarde. En in Psalm 138 het ons dan nou so psalm. Ek lees dit saam met julle, as jy mens kyk na die psalm, as jy agterkom, hy val uit. Ek leer 'n paar verse, maar hy val uit in 3 strofes. 3 teks of skrifvers gedeeltes van die psalm. Eerste een klink so: Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor. Dit is tot U eer dat ek sing. Ek wil na U heilige tempel toe buig en U naam roem om U liefde en trou. Want U het U naam en U woord bo alles gestel. Toe ek na U geroep het U my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. Daardie vers vooral, dink ek het vir haar nog iets beteken. Al die konings van die aarde sal U loof, Here. Wanneer U woord hoor, hulle sal sing oor wat die Here gedoen het, want die mag van die Here is groot. Hy gee om vir die nederige, maar hy sien van ver af die hoogmoedige. Die laaste strofe: As die nood my oorval, hou U my in die lewe teen die woede van die vyande in. U strek U hand uit, U regterhand red my. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan U liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van U hande laat vaar nie. As 'n mens 'n bietjie deur die Bybel blaai, veral die Nuwe Testament, dan is dit nogal opvallend hoe dat Jesus op 'n baie besondere manier sekere groepe mense uitgesonder het. Dit is gewoonlik wat ons sou kon noem randfigure. Weduwees, wese, vreemdelinge, mense in nood, gestremdes, verlamdes, dowes, almal mense wat God op 'n besondere manier, of wat Jesus op 'n besondere manier uitgesonder het. Dan was daar die uitgeworpenes, die melaatses, die oorspelige vrou wat er op die punt was om 'n klippe dood te gooi, toe hy toegetree het. Die vrou met 'n verdagte reputasie daar by die put van Samaria, met wie hy 'n lang gesprek gevoer het.
soos wat mans dit normaalweg nie doen nie, veral nie met 'n vrou soos daardie. Dan was daar natuurlik die tollenaars, die gehate Romeinse staatsamptenare en sondaars na wie Jesus toe uitgeruik het. Jesus het nie baie tyd gehad vir hooghartiges nie. Hy het nie baie tyd gehad vir die skrifgeleerdes en die fariseërs nie. Hy het hulle gesien as hooghartig en nie nederig nie. Daarteen het die nederiges in sy hart 'n baie besondere plek gehad. Daarom begin hy die bergrede, die bekende bergrede, begin hy met die uitspraak: gelukkig is die mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is. In die ou vertaling het daar gestaan: gelukkig is die armes van gees. Gelukkig is die mense wat so nederig is, dat hulle volledig soos 'n bedelaar voor God kan staan en kan sê: Here, ons het niks behalwe U. Paulus oor hier skrywe, as daar van Filippense, 'n hele lang gedeelte waar hy praat oor nederigheid. En waar hy praat oor dat ons as gelowiges die voorbeeld van Jesus Christus moet volg, en dan praat hy spesifiek oor Christus se nederigheid. Die feit dat hy God is, wat sy hemelse troon en sy hemelse heerlikheid verlaat het en 'n mens kon word het. Om aan 'n kruis te kom sterwe ter wille van ek en jy. Paulus sê, dis die nederigheid wat in julle moet wees. Die psalmdigter van Psalm 138, wat vir Tannie Dorrie Taurus 'n baie belangrike psalm was, handel oor nederigheid. Nederigheid soos wat Jesus het gesien. Nederigheid soos wat die psalmdigter, of wat Paulus het gesien het, vir ons sal vertel. En lees 'n mens met hierdie psalm, dan kom jy agter die boodskap met 'n kernboodskap. Aan God die eer. In hierdie psalmdigter, in hierdie psalm, praat die psalm nergens oor homself nie, behalwe om te sê, die Here het na my toe uitgereik toe kom geroep het. Dis nederig. Nergens praat hy die psalm oor homself nie, hy praat heeltyd oor God. Al die lof om deurloping aan God. Hy praat van sy ervaring van God, sy liefde, sy trou, sy gebedsverhoring, toe hy in nood was. Dan sê die psalmdigter, uiteindelik sal die Here seëvier oor die hooghartiges. Die wat hom nie wil herken, sal sien. Hy is uiteindelik Jahweh. Hy is uiteindelik die Here. Hy sê, omdat ek volledig op die Here vertrou, kan ek ook die toekoms tegemoet stap. Ek weet, ek kan die toekoms met al sy probleme kan ek tegemoet stap, want die Here, wat my Here is, wat hom oor en oor aan my bewys het, as die een wat so omgee vir my, daardie Here sal my ook in die toekoms stap. Dis 'n stuk toewyding van 'n mens wat nederig is. Dit maak die feit dat iemand soos Tannie Doris, ek het hom altyd vir haar gesê, Tannie Doris, sy het nie daarvan gehou nie. Ek kon tot op die einde nie vir haar sê, Doris, ek het net vir haar veel respek gehad. In moderne termen sou ek dit seker kon doen, maar ek wil dit nie doen nie. Ek het net vir haar te veel respek gehad. Dis wonderlik dat iemand soos sy so intens geïdentifiseer het met die psalms soos die psalms soos hierdie. Want dit wat ons hier lees, het ek in haar lewe waargeneem. Iemand wat in absolute nederigheid volledig afhanklik van God lewe. En alpad vir God die eer gee. Wat God bly koester in haar lewe. En wat daarom
op daardie manier, vanuit haar omgang met die Here, ook vir my en vir jou inspirasie word. Ek hoop nie, ek gaan nou so 'n bietjie afwyk nie, maar terwyl ek voorberei het, ek onwillekeurig, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar want jy's nou nie die eerste een wat vir my sê, in die 40 jaar wat ek ook by die kant is, wat my sê, hoor so, dit is my ma se gedeelte, die is die eerste een. En vir die soveelste keer, ek wil dit ook vandag maar vir die eerste keer noem, het mense en hulle belewings van die Bybel, mense se Bybelervarings, het by die voorbereiding van hierdie boodskap verskriklik diep getref. Mense en hulle Bybelervarings. As 'n mens sy geliefde val jou ma en jou pa sterf, dat is een van die grootste kosbaarhede wat het aglaat is in die Bybel. Ek hoop julle gaan baie mooi kyk na my Bybel. Ek onthou, my pa is jong is dood toe ek baie jong was. En toe ek uiteindelik jare na het ek begin werk het, teologiese studies op Stellenbosch gaan doen het, was een van die boeke op my boekrak my pa se Bybel. My ma het toe nog gelewe. Later het daar Bybel bygekom. En ek onthou hoe dat ek deur sy Bybel geblaai het. En hoe dat vir my 'n geloofsreis geword het. Al die onderstreepte gedeeltes, al die kantnotas, al die lospapiertjies, die notas, die kaartjies. Ek wonder of my kinders dit van my sal wil leer. My doopseel is in my Bybel. En my kaartjie wat ek gekry het, dat by die kinderkrans afgesluit is, nog steeds in my Bybel. Mense los, goed wat vir kosbaar was, in die Bybel. En op die manier word het vir mens 'n ontsaglike ontdekkingsreis van iemand, of van 'n deel van iemand wat vir jou kosbaar was, wat jy dalk nie vergeet het. In my pa se Bybel het ek byvoorbeeld so getipte, hy het so 'n Olivetti masjienkie gehad, en hy het so in 'n bladsy, het hy 'n droom neergeskryf van hoe hy tot bekend gekom. Ek het dit nie geweet nie, maar ek het dit sy Bybel ontdek. Uiteindelik, as jy sy Bybel deurblaai en jy kyk na die tekstgedeeltes, die skrifgedeeltes, soos dan die Dorse geval op Psalm 138, dan kom jy agter dat hierdie Bybel was vir die persoon meer as net 'n boek. Dit was regtig iets wat in hierdie persoon se lewe rigting gegee het. Kom jy agter dat die notas, hulle het geglo. Hulle het geworstel. Hulle het gepleit, dank vir my. Hulle het die Here se beloftes onderstreep. En in my ouers geval dit toegepas. Hulle het geglo. En op hierdie manier het hulle God volledig vertrou. En het die deurblaai van die Bybel en 'n verwysing na gedeeltes in Psalm 138 word vir mens 'n kernmoment in jou eie lewe. Want ek het daar op Stellenbosch gesit, en ek sou nooit ook vergeet nie, ek het vir myself eenmiddag bestudeer en gesê, dis waar ek vandaan kom. Dis waar ek vandaan kom. Ek het nou nie die voorreg gehad om met al die kinders te gesels nie, maar ek en Melanie ons bietjie gesels oor haar ma, want ek het haar nou 4 jaar geken. En ek het al gesê, want ek sê dit altyd vir mense, as ons nou vir Tannie Doris 'n monument bou, en ek gee jou kans om net 5 klippe in die monument in te bou, wat sal dit wees? En ek dink Melanie het net by 2 gekom, want sy het so baie gesê oor haar. Maar sy het bijvoorbeeld gesê,
haar beginsel vasheid, gegrond op die woord. Dit het ek in haar ervaar. As sy gepraat het sy as 'n gelowige gepraat. Net het nie gepraat van haar gedrewenheid, terwyl van haar kinders en haar gesin. Jy het 'n pa gehad wat blykbaar verskriklik hard gewerk het. Het homself half oor die hoek gewerk het. En sy het 'n besondere rol in hierdie gesin vervul. En toe sy hom relatief vroeg in haar lewe verloor het sy alleen nog met haar Bybel en met gedeeltes in haar Bybel, soos Psalm 138, nie net Psalm 138, seker af as jy deur haar Bybel blaai, vir haar by die hele Bybel gesteekte gedeeltes kry. Hoe het sy dit gedemonstreer in haar lewe? Ons het dit ervaar, ons het dit goed sê. Ons het ervaar hoe dat sy lewendige deelnemer in die Bybelstudie was. En dit het bo-gemiddelde bydraes vir my wat my betref gelewer het. My Bybelstudie goed, dit sal hulle kan getuig, is nie 'n Bybelstudie goed vir beginners nie. Ons hang die storie hoog op, want ons leer daar wat sê die Here. En dan leer jy mense se erns met die woord ken. Sy was een van die wat vir my gewys het hoe ernstig met die woord gemaak het. Met haar Bybelse kennis, en nie wat sy toe het, sy het my respek afgetoon. Psalm 138, 138, sy eerste 3 strofes wat vir haar klaarblijklik baie belangrik was, resoneer eintlik maar met dit wie sy was. Dit wat sy geglo het, dit wat sy deurgegee het, dit wat sy geleef het. Toe sy nie meer na die Bybelstudies kom bywoon nie, het ek vir haar goed gestuur, en ek vir haar ook goed wat ek gereeld nie so in die gemeente skrywe vir die gemeente, het ek vir haar gestuur, en dan sê ek gewoon so boodskap nie vandag gekry, en sê, ek kon het lees op my Kindle. En maak Psalm 138 se gedeelte, wat sy vir haar kostbaar was, nogal baie sin in terme van haar lewe. Ek het gedink om dit met jou te deel uit die boodskap uit, wat so klink. Ek sal die Here met my hele lewe prys. Ook al dien mense rondom my ander gode, sal ek U my groot maak. U sal ek loof en aanbid, want 'n mens kan U vertrou. U en die kinders. U het die kinders baie lief. Omdat die naam op die spel is, terwille van Uself, het U beloof om U kinders altyd lief te hê. Selfs al verdien hulle nie ons sy liefde. Op 'n dag het ek tot U gebid. U het na my geluister, het my gehelp. My lewe het verander, wat U het my nuwe moed en krag gegee. Die klein liedjie wat ek vandag geken het, verwoord hierdie 3 verse nogal haar lewe. En sy het dit op 'n manier aangeteken dat dit vir julle sigbaar was, sodat dit uitgelig is. En dit is wonderlik hoe dat ons ouers omgang met die Here se woord en hulle omgang met hom vir ons as kinders inspireer. En daarom is 'n geleentheid soos hierdie nie maar sommer net 'n bijeenkoms. Dis nie 'n begrafnisdiens. Dit is ook nie 'n afskeidsdiens. Ek het gaan sit en dink vir myself en sê, wat kom maak ons hier? En ek het 4 goed geïdentifiseer. 1, dit is inderdaad 'n geleentheid om afskeid te neem. Maar as nie 'n begrafnisdiens soos nou daar nie. Ook COVID maak dat dit anders is. Want by die graf het ons 'n liggaam wat ons op die grond sit, wat ons begrawe. Dis daar word ons as, baie keer vir as. En die as is die oorblyfsel, is die oorskot van ons. Ek het gesê, ek hoop dat die 3 kinders
gaan soos dit verpas is, iets met haar as doen. Ek moes gaan die as iewers in huis vertoe. Want in al die jare wat ek met mense seer werk, het ek nog nooit iemand wat die as in die huis bly, hou, sien, gesond word nie. Nog nooit nie. Want dit is 'n begrafnis wat nie plaasvind. Dit is 'n wonderlike geleentheid dat die mens met die as iets kan gaan doen. Julle besluit self daaroor. Want ons neem afskeid, ook op daardie manier. En COVID het hierdie afskeid nogal moeilik gemaak. Ons is al 'n bietjie makliker, ons kan al meer mense in die kerk akkommodeer. Maar afskeid bly altyd 'n belangrike rol, 'n belangrike deel van ons heelwordproses. En ek vertrou regtig dat hierdie geleentheid wat ons geskep het, wat julle self geskep het, ook 'n geleentheid sal wees waar ons dan sal slaag om by 'n stuk vrede te kom, by 'n stuk vrede te kom, by 'n stuk afskeid te kom. Die tweede belangrike ding wat ek aan gedink het, dit is 'n gedenkdiens. Daarom skep ek in sulke geleenthede vir mense geleentheid om te dink. Dis 'n wonderlike geleentheid om in 'n paar oomblikke self 'n monumentjie te bou vir iemand wat vir my kosbaar is. Ek hoop jy het dit gedoen. En ek hoop jy gaan ook aan om dit te doen. Want ek en jy is nie gebou om te vergeet nie. Ons breine is bedraad om te onthou. As ons daar begin vergeet, dan gaan ons dokter toe en hy gee vir ons pilletjies om te onthou. En daarom moet ons ook aan die dorres dink en ons dan onthou. Dit is 'n valse troos wat iemand het as hy vir hom sê, vergeet man, jy moet daar nou oor hierdie goeds kom, jy moet net vergeet. Ons is gebou om te onthou. En geleenthede soos hierdie help ons om op 'n bepaalde manier te onthou. Met dankbaarheid, met troos vanuit God se woord, geïnspireer deur die manier waarop sy met die woord omgegaan het en die betekenis wat God se woord, sy beloftes vir haar gehad het. Dis 'n geleentheid in die derde plek om aan die Here die eer te gee vir die lewe wat so 'n groot impak op baie van ons gehad het. Almal van ons hier sit, het op een of ander manier die impak van haar lewe ervaar. En ek vertrou dat hierdie geleentheid daartoe sal bydra as ons dink, ons betuig en ons onthou. Dit wat van ons betref in haar lewe, ons ook sal so van toepassing maak op ons lewe, want sy het op die Here vertrou, op sy beloftes vertrou. Sy het hom ervaar, soos die Psalmdigter hom ervaar het. En dat ons ten slotte dan sal gaan, en ons eie lewe sal gaan heroriënteer, want die Psalmdigter sluit af, hy sê, so Here, kan ek ook met my toekoms vertrou. Want ek en jy staan vandag nie weg, ons gaan leef ons lewe verder, wat ons nog moet lewe. Ons het nog 'n stuk lewe wat geleef moet word. Ek hoop nie ons gaan ophou om dit te leef. Maar om onsself heroriënteer en fokus op dit wat die Here van ons wil hê, ten opsigte van ons lewe. En ons kan dit doen onder inspirasie en onder die voorbeeld van iemand soos Tannie Doris. Wat onder die inspirasie van sy woord gehoor en geleef het, besluit geneem het ten opsigte van haar eie lewe, om heel te word wat as sy moet heel word. Haar inspirasie, haar dankbaarheid, haar erkentlikheid oor die gemeente, en die insigte wat die gemeente in haar lewe kon leef, maar ook wat sy kon lewe, dit is alles dinge wat mense inspireer, wat vir my inspireer, om voort te gaan met my eie lewe. Mense soos sy, ek het baie sulke mense in my lewe geken, maak my eintlik op 'n manier skaam oor jou eie toewyding aan die Here. Ek wil afsluit, deur te sê hoe anders kan ons afsluit as die vers wat haar gedra het. Toe ek geroep het, het U my gebed verhoor. Aan U liefde is daar geen einde. Wat aan die Doris Koetser se lewe, in haar lewe het die Here al die eer gekry. En daarom by 'n geleentheid soos hierdie, namens haar en namens elkeen van ons, as ons haar in herinnering roep,
aan die Here al die eer. Here, baie dankie dat Tannie Doris en Ma Doris in ons lewe was. Iemand wat met soveel inspirasie geleef het. Iemand wat met soveel oortuiging geleef het. Iemand wat so stewig vasgehou het in die woord. Dankie Here dat sy gesoek het. Nie net na U nie, maar na kennis te kan lewe. Ek het daai lang lys van boeke wat sy elektronies gelees het, dan word ek skaam oor, maar Here lees verdif, lees verdif. Here, baie dankie dat U haar vir ons gegee het om ook vir ons voor te gaan op haar stil manier, haar uitreik manier, haar liefdes manier, om ook vir ons te inspireer. En nou Here, wanneer ons aan haar dink en ons bring aan U die eer, dan lê ons eie lewe voor ons. Wil ons vanmôre ook bid dat elkeen van ons wat nog 'n stuk lewe voor ons het, soos U vir haar het gedoen, ook met ons sal inspireer deur die woord, sal inspireer deur die Gees, dat ons hierdie pad sal stap in volle nederige afhanklikheid van U. Gebruik ons, Here, sodat U koninkryk ook deur ons lewens kan kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. En dit is ook my bede vir elkeen van julle, as ons hier wegstap en ons gaan leef ons lewe voort, dan wil ek regtig die gebed in my hart saam met julle bid, dat die Here ook dit wat ons by haar gekry het, dat dit ons sal inspireer om ook ons lewe so te leef, dat ons, as ons die dag gegroet word, dat dit ook sulke goed vir ons kan sien. Ek dink dit is die grootste vreugde wat daar mens aan kan dink. Mag die Here vir julle seën op hierdie pad. Ons gaan nou 'n lied sing, jy mag maar so in jou masker sing. Die hemel roem. Kom ons sing dit saam, daarna gaan ek afsluit.
tannie Doris nie in die steek laat en vir hy sy beloof ons, die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons vrede gee.